Ons begin vandag met 'n verhoudingsreeks. Ek gaan hierdie Sondag en volgende Sondag in die oggenddiens fokus op die huwelik. En so vanoggend se fokus gaan wees, wat is die primêre rol of doel van die huwelik? En julle sal sien op die skyf hier agter my staan daar heel bo in die hoek geopenbaarde waarheid. En dis waar Ilse se woord inkom. Vir die volgende seisoen, nie net in die verhoudingsreeks nie, maar die reeks wat daarop volg, wat eintlik maar 'n heel jaar reeks is. Gaan ons hierdie jaar deur die Bybel saam stap en kyk oor van Genesis af tot Openbaring, hoe Jesus aan ons geopenbaar word. Die gewaarwording van waarheid. En so vanoggend, volgende Sondag, gaan ons kyk na geopenbare waarheid oor die huwelik. Primêre doel van die huwelik vanoggend. Volgende week gaan ek kyk na ek dink een van die grootste epidemies van ons tyd. Huwelike waar die vraag gevra word, hier's die vraag waarna ons gaan kyk. Is julle besig om saam te lewe of is julle besig om die lewe saam te doen? Are we living together or are we doing life together? En so ons gaan in Genesis kyk, wat was die Here se doel vir die huwelik? Hoe moet dit lyk? En ons gaan so 'n bietjie deur hierdie vraag saam worstel, maar dis volgende week. So my tema vir vandag se boodskap, tot die dood ons skei. Tot die dood ons skei. Nou daar gaan 'n foto wees agter op die skerm. In 2015 het Susan gepoog om 'n soortgelyke foto te neem in die Kokerwoud buitekant Keetmanshoek in Namibië. Om so 'n foto te neem. Nou om 'n foto te neem, ek het 'n fotograafvrou, is baie eenvoudig. Daar is 'n lens betrokke, kamera. Jy fokus op iets, kom ons kyk of ek dit kan regkry. Jy fokus op iets, ek sal hierdie foto gebruik vir my sosiale media, en sy die kamera afgesit, dit help niks. En so jy fokus op iets, druk die knoppie en jy los die knoppie, hier gebeur 'n klomp goed hier binne, wat ek nie nou gaan verduidelik nie, want ek weet nie wat dit is nie, en dan, as jy omdraai, is daar veronderstel om 'n foto te wees. Alright, baie eenvoudig. Met die neem van hierdie foto gebruik mens egter 'n tegniek wat my vrou vir my vertel, 'n mens noem long exposure. En soos met die neem van 'n normale foto, kamera, lens, jy fokus op 'n onderwerp wat oor tyd beweeg. So daar's beweging, in die geval die sterre. En so die druk van die knoppie, met die eerste foto wat ek nou verduidelik het, gaan die sluier oop en toe, daar's lig wat inkom en die sluier maak toe, en dit wat ook al vasgevang was in daardie oomblik, is die beeld. Met hierdie tegniek probeer jy om die sluier vir so lank as moontlik oop te hou. En so jy fokus vir ons in die suidelike halfrond op die suiderkruis. Die rede daarvoor is die suiderkruis is naby die aksis waarom die aarde draai. En so dis jou fokuspunt. Knoppie moet gedruk word, die sluier moet oopgehou word, en hoe langer jy hom oophou, hoe beter die effek van die sterre. Nou vanselfsprekend kan jy nie heel aand daar staan en hierdie knoppie inhou nie. En so jy gebruik wat ons noem 'n release cable, né? 'n cable release, net andersom. So jy druk hom in jou kamera in, jy druk die knoppie in, en dan is daar 'n ding wat jy hier druk, en hy hou die knoppie, hy hou die sluier vir jou oop, die sluiter vir jou oop. En so wanneer jy dan terugkom, en jy genoeg tyd gegee het vir die sterre om te beweeg, druk jy net basies daai knoppie, en die sluier gaan toe. Baie eenvoudig. En so daar is ons terug by hierdie foto, regte tyd in die Kokerwoud, baie mooi as jy eendag soontoe gaan, regte fokus, kamera daar, alles is reg. En so staan die cable release of die release cable vergeet. Baie lank beplan vir hierdie oomblik. En so julle onthou my TM van 2 of 3 weke terug, innoverende probleemoplossers. So wat ons toe doen, en dis waar die Panado inkom, is ons vat 'n Panado pil, en ons sit hom op die knoppie van die kamera, en ons maak hom, ons druk hom af met duct tape. Om seker te maak, dis goed, dit was my idee. Om seker te maak dat hierdie sluier kan oop bly. So wat ons doen is ons vat Panado en ons gebruik dit buite die skepingsdoel vir waarvoor dit bestaan. Om iets te kry
wat ons graag wil hê. Ons gebruik Panado vir iets wat ons wil bereik. En die eindresultaat? Die foto was geblur. Daarom sê ek, ons wou 'n soortgelyke foto neem. Ek wou baie graag die foto wys, maar as julle Susan ken, tipiese kunstenaar, niks wat perfek is nie, word gedelete. Ek is baie dankbaar dat ek nog hier staan. En so maak ons ook in ons lewens. Ons gebruik baie goed buite die skepingsdoel van daardie ding of persoon om iets te bereik of om iets te vermag of om iets te kry wat ons wil. En die uitresultaat is baie keer is die foto geblur. En so is dit ook baie keer met ons huwelike. Ons gebruik die huwelik vir ons eie behoeftes, vir ons eie begeertes, vir iets wat ons wil hê. Amper soos 'n Panado. Buite die skepingsdoel vir waarvoor God dit geskaap het. En so hier is die vraag, wat is die primêre doel van die huwelik? Draai gou na mekaar toe. Sê jy vir mekaar, en as jy enkel lopend is, jy kan ook sê, wat is die primêre doel van die huwelik? Wat dink jy is die primêre doel van die huwelik? Gou, deel met mekaar. Right. En so hierso ons gaan saam lees. Julle kan julle Bybels saam met my oopmaak. Ons gaan kyk om hierdie vraag vanoggend te antwoord. Wat is die primêre doel van die huwelik? Nou hierdie preek is nie net vir mense wat getroud is nie. Ek glo ook dat baie keer as jy enkel lopend is, gaan mense om met dinge van die huwelik. Soos wat ons doen met die Panado. Ek gebruik dinge van die huwelik om 'n persoonlike behoefte te vervul. En ek gebruik daai goed buite die konteks van die huwelik. En so hierdie preek is nie net vir getroudes wat volgende hier sit nie. Wat is die doel van die huwelik? Efesiërs 5, ons gaan saam lees vanaf vers 21. Ek lees uit die 83 vertaling. Dit begin deur te sê, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam, sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrou in alles aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk liefgehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy dit met die water en die woord gereinig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou lief het, het homself lief, want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehad nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy liggaam is, waarvan ons lede is. Daar staan in die skrif, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. Hierin lê daar 'n diep geheimnis opgesluit. En ek pas dit toe op Christus en die kerk, maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou lief hê, soos hy homself liefhet, en 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. Heilige Gees, ek bid sodat ons na die woord kyk vanoggend, dat U vir ons die Vader se hart sal openbaar vir die huwelik. Vanoggend vir ons 'n spieelbeeld sal kom wys van huwelik in die Vader se hart, maar ook ons eie huwelike in verhouding daartoe. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. En so wat ons hier sien is Paulus in hoofstukke 4, 5 en 'n gedeelte van 6 skryf hy oor verskillende verhoudings. Hy skryf oor man en vrou, hy skryf oor ouer-kinderverhoudings, kinder tot ouers, ouers tot kinders, en dan skryf hy die laaste gedeelte van 6 oor 'n slaaf en sy meester. En so hy skryf hier om vir ons te help om te sê, dit is hoe jy as Christen in verhoudinge moet wandel. Baie spesifiek, man en vrou in hierdie gedeelte, hoe julle in die huwelik moet wandel. Nou met die eerste oogopslag, as jy hierdie stuk lees wat ons nou gelees het, dan lyk dit asof Paulus probeer
om die verhouding tussen Christus as bruidegom en die kerk as bruid uit te beeld as hierdie verbruikersgids. Hoe ek as 'n man moet optree, hoe jy as 'n vrou moet optree. Daarom is dit so bekende gedeelte in meeste huwelikskursusse, né? Julle twee wat daarmee betrokke is. Hierdie vers of hierdie stuk word baie gebruik, huwelikskursusse of ook voor huwelikse kursusse. Ek weet dit is in ons gids wat ons gebruik vir ons voor huwelikse kursus. En so dit is nie verkeerd as 'n mens kyk met die oë na hierdie stuk om te sê, wel, dit is 'n verbruikersgids. Dit help my as man om te weet hoe ek moet optree teenoor my vrou en dit help my vrou om te weet hoe sy moet optree en reageer teenoor my as man. Dit is nie verkeerd nie. Die probleem is egter dat ons baie keer mis om te kyk, te sien en te verstaan hoekom Paulus hier skryf wat hy skryf. Hoekom Paulus skryf wat hy hier skryf? Hoekom vergelyk Paulus die huwelik tussen man en vrou met die verhouding Christus en die kerk? Het jy al ooit daai vraag gevra? Of hoekom verwys Paulus na Christus en die kerk as 'n huwelik? Jou verstaan van hierdie vraag sal jou help vanoggend om te verstaan wat is die primêre doel van die huwelik. Terug by Ilse se woord, sodat ons weet in die huwelik hoe ons moet wandel, hoe ons moet parkeer. Dit sal ons hopelik help om ons fokus te verskuif, om die huwelik te sien as 'n panado. Ek gebruik dit, ek wandel daarmee, ek tree op daar teenoor vir my eie behoeftes. En hopelik om ons te laat sien dat die huwelik heilig is. En so wanneer ons kyk na die huwelik, moet ons in ag neem die Bybelse Joodse konteks van die huweliksbevestiging. Hulle het 'n verskeie kulturele gebruike gehad wanneer die huwelik bevestig was, wat in 4 fases opgedeel kan word en ek gaan vanoggend daarna kyk. Die eerste ene is die shidduchin. Dis die eerste fase van die huweliksbevestiging tussen 'n man en 'n vrou en dit staan bekend as die onderhandelingsfase. En so dit was die pa van die man, die hoof, die monark van die huis. Dit was sy rol om die geskikte vrou, die geskikte bruid vir sy seun te kies. Ons sien 'n voorbeeld daarvan, Abraham en Isak. Waar Abraham 'n slaaf stuur om namens sy seun 'n geskikte vrou te gaan kry. En wanneer ons na ons kyk as bruid, sien ons ook hoe die Vader ons uitkies namens die seun as die bruid. Efesiërs 1 vers 4 staan daar: So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. Nadat die Vader gedink het, wel hierdie is 'n goeie bruid, het die twee families bymekaar gekom en daar was onderhandelinge en die totale fokus van hierdie onderhandelingsproses was bekend of dit waarop hulle gefokus het was op die muhar of die bruidsprys. Nou in daardie tyd het elke lid van die familie 'n rol gehad. En so julle kan dink as die dogter uit die huis uit verdwyn, sy trou nou, dan is daar 'n gaping en daar is 'n verlies en die verlies is nie net in 'n fisiese liggaam nie, dis ook in take. En so daarom hierdie onderhandeling, hierdie bruidsprys muhar om te sê ons ag die rol wat jou dogter in jou huis speel en hierdie is die prys wat ons na die tafel toe bring. En so daar was heeltyd onderhandelinge oor hierdie prys. Nou in hedendaagse terme, baie van ons is bekend met lobola. Die onderhandeling tussen twee families vir die bruid, die prys. Nou ek weet daar's baie mans wat vanoggend hier sit en sê, wel my skoonpa het my ook 'n prys betaal om met sy dogter te trou, né? Ek het al 'n paar keer daai storie gehoor. Dis nie wat ons hier sien nie. En so die geskikte prys is bepaal tussen hierdie twee families. Net soos die geskikte prys ook bepaal is vir die kerk, die bruid. 1 Korintiërs 6:20 Julle is gekoop en die prys is betaal. So lief het God die bruid gehad
dat hy sy seun as mohar betaal het vir hierdie bruid. Dis die eerste proses. Die tweede proses is die krushin. Die krushin is waar die twee families, nadat hulle ingestem het, okay, hierdie is die bruidsprys, het hulle die eerste feesmaal saam gehad, die eerste seremonie. En so die twee families het saam geëet. Tot op hede was die bruid glad nie betrokke by hierdie proses van die keuse van vrou en die beraming van die prys nie. En tog het sy ook 'n keuse gehad. En so gedurende die fees, wat sou gebeur het, is die volgende. Die aanstaande bruidegom sou 'n glas wyn geskink het. Kan jy my gou kom help, Celeste, asseblief? En die bruidegom sou dan die glas wyn aan die bruid geoffer het. En sou die bruid drink, dis maar net sap, jy kan maar drink. Was dit 'n teken dat sy die offer van die huwelik aanvaar het? Daar's môre dalk in die koerant 'n probleem van die pastoor wat in die diens 'n vrou neem. Wanneer sy die wyn vat en dit drink, was dit 'n teken dat sy die offer van hierdie huwelik aanvaar. Van daardie oomblik af is hulle gesien as wettig getroud. Wettig getroud. Kan julle die laaste woorde onthou van Jesus met sy maal saam met sy disippels? Matteus 26 vanaf vers 27 tot 29. Toe neem hy 'n beker. En nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê: "Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergifnis van sondes." Nou baie belangrik, die volgende keer wat die bruid en die bruidegom wat nou wettig getroud is in die Joodse tradisie, weer 'n glas wyn sou saam gebruik, was by die huweliksseremonie, wanneer die bruidegom sy bruid kom haal het. Hoor wat sê Jesus hier. En ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink nie, tot op die dag wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink. Wanneer ons die nagmaalbeker neem, is dit 'n gebaar van ek aanvaar hierdie huweliksaanbod. Jesus, wat U vir my maak. Daarom sê ons, as jy nie Jesus aanneem as verlosser en saligmaker nie, moenie die nagmaal gebruik nie. Dit is 'n teken, elke keer wat ek die nagmaal gebruik, dat ek hierdie huweliksaanbod aanvaar. Die derde fase is die shupa. Die bou van 'n vertrek, die bou van 'n kamer, die bou van 'n woning. En so nadat hulle die wyn geniet het, wettig gesien is as getroud, is die man weg, die bruidegom, en hy het gaan bou 'n shupa, 'n woning, 'n kamer. En sy terugkeer om sy bruid te kom neem, om by hom te woon, is bepaal, daai tyd is bepaal deur die Vader. Klink dit bekend? Selfs die bruidegom het nie geweet wanneer sy vader sou tevrede wees met die shupa nie. Daarom sê Jesus in die woord, dat niemand, geen hemelse wese, selfs die seun van die mens, weet nie die tyd wat die Vader bepaal het, wat die bruidegom sal kom om sy bruid te kom haal nie. En so terwyl die bruidegom weg was om die shupa voor te berei, het die bruid haarself afgesonder van die wêreld. Van die wêreldse tradisies, van die wêreldse gebruike. Klink dit bekend? En sy het voorberei ook haar rok, wat sy tydens die seremonie sou gebruik. Sy het ook elke aand 'n lamp opgesteek en seker gemaak dat daar genoeg olie was, sodat sy reg is wanneer haar bruidegom haar sou kom haal. Johannes 14 vers 2 tot 3 sê Jesus die volgende woorde oor ons shupa. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle 'n plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle 'n plek gereed gemaak het,
kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Die laaste fase, die laaste kulturele gebruik van die bevestiging van die huwelik was die nushin, die huwelikseremonie. Dit is waar die bruidegom kom, ons lees daarvan in Openbaring, en in die middernagtelike ure, met die blaas van 'n shofar, het hierdie bruidegom opgedaag by sy bruid se huis en haar weggeneem terug na sy vader se huis toe. Gedurende hierdie huwelikseremonie, wat gewoonlik 7 dae lank was, het die bruidegom en die bruid in die shupa ingegaan en vir die eerste keer gemeenskap gehad. En met die eenword van vlees en met die vloei van die bloed, soos die maagvlies skeur, was die huweliksverbond finaal geseël. Baie keer sien ons, lees ons, hoe die bruidegom selfs uitgekom het, met die maagdoek, met bloedvlekke op, en dit omhoog gehou het, sodat publiek geword het, dat hierdie verbond vir ewig geseël is. Deur die bloed is die huwelik finaal bevestig, tot die dood hulle skei. Want dit is my bloed, Matteus 26, die bloed waardeur die verbond beseël word, en wat vir baie vergiet word, tot die vergewing van sondes. Hoekom beeld Paulus die verhouding tussen Christus en die kerk uit as 'n huwelik? Want in alle Joodse termes en tradisies was dit 'n huwelik. God kom en hy kies om die huwelik te gebruik om as teken van sy verbondstroue liefde, sy verbondstroue belofte aan die wat hom aanneem. Die wat die beker by die bruidegom neem en daarvan drink. Die Bybel gee verskeie redes vir wat die doel is van die huwelik. Ons sien in Genesis 2 vers 18, dit is 'n vennootskap, dis 'n kameraderie. God kyk na die man en sê, dis nie goed vir jou dat jy alleen is nie. Ek sal vir jou maak 'n helper. Dit is 'n doel vir die huwelik. Ons sien die huwelik word in plek gesit vir voortplanting. Genesis 1 vers 28, kom God en hy skape, en hy sê, laat ons skape, man en vrou, na ons beeld. En dan seën hy hulle en sê, vermeerder, wees vrugbaar en vul die wêreld. Party mense neem daai letterlik op. Vul die wêreld. Dit is vir voortplanting. Dit is ook vir intimiteit en eenheid. 1 Korintiërs 6 praat Paulus oor die sondige natuur van die welis wat mense omgaan met intimiteit, met seks buite die huwelik. En dan kom hy in hoofstuk 7 en dan sê hy, om hierdie rede, oor hierdie goed wat ek geskryf het, oor hierdie losbandigheid, seksuele immoraliteit, daarom moet 'n man sy eie vrou hê en 'n vrou haar eie man. En die liggaam van die man behoort nie meer aan hom nie, maar aan sy vrou vir haar genot. En die liggaam van die vrou behoort nie meer aan haar nie, maar aan die man vir sy genot. En so een van die doelstellings van die huwelik is vir eenheid en intimiteit. Ons lees in Maleagi, dit gaan ook oor sosiale orde. Weet julle hoekom is daar soveel wanorde in die wêreld? Want ons huwelike verstaan nie die doel van die goddelike rede vir huwelik nie. En ons lewe nie volgens die reëls wat die Bybel vir ons sê die huwelik moet wees nie. Daarom is daar nie sosiale orde nie. Gaan lees Maleagi. En daar is nie stabiliteit in ons samelewing nie. Hoe maak ons die samelewing reg? Dit begin by die huis. Dit begin in die spieël. My rol verstaan as man, volgens God se orde, en daarvolgens wandel. Die laaste doel wat ons sien in die Bybel van die huwelik, is verheiligmaking. Yster slyp yster. Daar is nie 'n beter persoon wat God langs jou kan sit, as jou egpaar om jou te skaaf en te skuur nie, want hulle is heeltyd by jou. Hulle ken jou, hulle weet wie jy is. Maar as ons hier na Efesiërs 5 kyk, sien ons die primêre doel van die huwelik. Die huwelik is 'n lewende getuienis van Jesus se verbondstroue liefde vir sy kerk.
Dit is die primêre doel wat ons hier in Efesiërs 5 kry. Wanneer ons na man en vrou kyk, dan is dit 'n lewende getuienis. Hoe ons met mekaar omgaan is 'n lewende getuienis vir ons kinders en die mense met wie ons aan aanraking kom oor Christus se verbondstroue liefde aan sy kerk. Dis wat mense moet sien in die huwelik. Dis wat mense moet ervaar as hulle in jou huweliksomgewing in beweeg. En die Jode het 'n diep verstaan gehad van wat die woord verbond beteken. Die erns van die woord verbond. Sien in Matteus 19 vers 6 verduidelik Jesus self die verbond. Dit wat God saamgevoeg het, laat geen mens dit skei nie. Nou kom ek probeer dit gou vir julle verduidelik. Daar gaan op die skerm die biologiese teken vir 'n man en 'n vrou wees. Fisies sit hulle hier, hulle is apart, in die fisiese is ons apart, né? Nee? Wat Christus vir ons verduidelik in hierdie stuk is die volgende: wanneer ons in die huwelik verbind word, wanneer daar bloed vloei en die verbond geseël word, is ons in die geestelike een. Ons word nie meer as apart gesien nie. Wanneer ek met die huweliksgoed omgaan asof ek getroud is, of wanneer ek selfs getroud is en ek met die huweliksgoed omgaan buite die huwelik, deur seks te hê met 'n ander vrou of 'n ander man, in Christus se oë is daar eenheid. Ons noem dit 'n soul tie. En wanneer ek hierdie goed in my huwelik inbring, moet ek verstaan, maak ek 'n deur oop van alles wat hierdie sonde mee gepaard gegaan het in my huwelik in. Baie keer word my kinders siek of dinge gebeur en ek verstaan nie hoekom nie. Dis omdat ek die deur oopgemaak het in my gesin se lewe in. En die Jode het hierdie baie goed verstaan. Efesiërs 5 vers 31, 32, daar staan in die skrif: daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. Hierin lê daar 'n diep geheimenis opgesluit. Ons sukkel om te verstaan, God drie eenheid is een, maar is drie. Ons sukkel om te verstaan hoe God die huwelik sien. Hy sien dit nie as fisies twee nie, hy sien dit as een, in die geestelike, in die sielsdimensie. Nou kom ek gee vir julle 'n voorbeeld uit die skrif uit. Want ons moet na die skrif kyk. Storie van Job. Job hoofstuk 1, kom die duiwel by God die Vader en God vra hom: waar was jy? En die duiwel sê: God, ek het oor die aarde gesweef. En God vra hom: het jy my dienaar Job gesien? En die duiwel sê ja, en God gee die volgende getuienis oor Job. Amazing. Daar is oor die hele aarde nie 'n man aan sy gelyke nie. En dan sê die duiwel die volgende jaar: maar dit is omdat jy nog nie toegelaat het dat daar iets met hom gebeur nie. En hoor God se woorde. God sê, dis reg. Jy kan met hom doen wat jy wil. Maar aan sy lewe, aan Job se lewe, mag jy nie raak nie. En ons lees in die skrif, in een dag verloor Job alles. Alle fisiese bates en sy kinders, alles. In een dag. Maar hierin lê die geheimenis van twee wat een word. In Job 2, ek dink is vers 12, lees ons die gesprek tussen Job en sy vrou. Jy kan met hom doen wat jy wil, maar aan sy lewe mag jy nie raak nie. God het Job se vrou as deel van sy lewe gesien. Wat God saamvoeg, laat geen mens skei nie, selfs nie die duiwel nie. Selfs nie die duiwel nie. So ons kyk hier na Efesiërs 5. Dis die eerste vraag wat ons moet vra wanneer ons na Efesiërs 5 kyk, nie hoe kan ek 'n beter huweliksmaat wees nie. Dis nie verkeerd nie, maar dis nie die eerste vraag wat ek moet vra as ek na hierdie stuk kyk. Hoe kan ek 'n beter huweliksmaat wees nie? Die eerste vraag wat ek moet vra as ek na hierdie stuk kyk is, wat verkondig my huwelik oor Jesus? Wat verkondig my huwelik oor Jesus? Jou huwelik is nie net vir jou geluk nie. Dit is ook vir God se heerlikheid.
Dit is interessant wanneer ons lees en kyk hoe ons Bybels verdeel is in hoofstukke en goed, dan begin die huwelikshoofstuk by vers 22. Maar dit was 'n brief, hy het nie hoofstukke gehad nie en hy het nie verse gehad nie. Ons mis vers 21. Dit is die waarheid waarin al die verhoudings waaroor hy skryf vasgegrond is. Vers 21. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Die huwelik is nie net vir my geluk nie, maar vir sy heerlikheid. Wees uit eerbied vir Christus, die man wat jy moet wees, die vrou wat jy moet wees. Wanneer ons voor die kansel staan en ek sê vir my vrou, ek is lief vir jou en ek gee my lewe vir jou, dan beteken dit letterlik daai dag, ek gee my volheid vir jou. Jy hoef nooit weer iets te doen om dit te verdien nie. Soos wat Christus sy volheid vir sy bruid, die kerk, gegee het. En die bruid niks meer hoef te doen om dit te verdien nie. Hy het sy lewe klaar neergelê. Wanneer jy daai beker geneem het, het jy klaar die volheid van sy liefde ervaar. Hierdie stil storms wat in die huis heers, dra niks by tot die eerbied van Christus nie. Ja, maar Dani, weet jy wat sy gedoen het? Weet jy wat jy as bruid gedoen het? En tog gee Christus sy lewe, toe ek en jy dit nie verdien nie. En hy skep 'n omgewing vir vergifnis, toe ons dit nie verdien het nie. Wanneer ons die primêre doel van die huwelik verstaan, dis om 'n getuie te wees van die verbondstroue liefde van Jesus met my en met jou, dan moet ek verstaan in daai oomblik, kies ek om Christus te verheerlik, om te vergewe, en nie stilstype te hê nie, maar te praat, en onvoorwaardelik lief te hê. Ek kies om nie woorde te gebruik soos altyd, nog steeds, alweer nie. Want as ek na Christus kyk, dan sê die woord, wanneer ek my sondes bely, is hy getrou en regverdig. Hy vergewe my en hy reinig my van alle ongeregtigheid. Hy sê nie vir my, ja, doep, daar doen jy dit alweer nie. Chris, nog steeds. Kobus, altyd. Christus vergewe onvoorwaardelik. Hoeveel te meer nie ek en jy in ons huwelik, en hierdie vraag vandag, gebruik ek my huwelik soos 'n panado vir my eie behoeftes? Of wanneer ons weet wat mense na Christus toe moet wys? Wanneer ons iets gebruik buite die skepingsdoel van daardie ding vir ons eie behoeftes, gaan die foto altyd geblur wees. Wanneer ons omgaan met die huwelik vir ons eie behoeftes en vir ons eie gelang, dis tye wanneer die huwelik swaar raak. Wanneer die huwelik teleurstelling is. Wanneer die huwelik breekbaar word. Ek onthou een keer 'n man en 'n vrou by ons gesit, 2-jarige dogtertjie het in die huis rondgehardloop by ons. Vrou was vers swanger met hulle tweede kind. Hulle het uitmekaar uitgesit op die bank en die man het die volgende woorde gesê, as dit nie was vir daardie kind, en hy het verwys na die 2-jarige wat rondhardloop, dan het ek al lankal met hierdie vrou geskei. Die huwelik kan swaar raak. Die huwelik kan 'n plek bereik waar dit teleurstellend is. Die huwelik kan selfs op 'n plek kom waar dit breekbaar is, wanneer Christus nie die fokus is van waarom ek in die huwelik optree soos ek optree nie. Ek sal nooit uit self uit by 'n plek kan kom waar ek my vrou onvoorwaardelik vergewe as dit nie uit Christus se genade is en besef wat hy vir my gedoen het nie. Wanneer ons die huwelik sien vir wat dit werklik is, dis 'n heilige verbond, 'n lewensbeeld van Jesus se verlossingsboodskap. Die gospel in Engels, die verlossingsboodskap, die beeld wat God gekies het om dit uit te beeld, is die huwelik. Daarom is die huwelik heilig. Daarom moet ek omgaan met die huwelik asof dit heilig is. Nie asof nie, dat dit heilig is. Daarom moet ek al as ek enkellopend nie omgaan met die goed van die huwelik vir my eie behoeftes nie. Dit is heilig. Die huwelik gaan nie oor jou en my nie. Maar dit gaan oor hom. Die bruidegom wat die mohar betaal het.
wat die bruidsprys betaal het. Dit gaan oor die beker wat geoffer is. Dit gaan oor die verlossingsprys, die verbond wat geseël is met die bloed. En dit gaan oor die standvastigheid van die belofte. Jesus gaan terugkom om sy bruid te kom haal. Dis die belofte waaraan ons vashou. Dis die belofte waaraan jou bruid vashou vandag, of jou bruidegom vashou vandag. Dat jy saam met hom of haar sal staan tot die dood julle skei.